Vandag kyk ons na Eksodus 33 vanaf vers 12 tot 23. Die teenwoordigheid van God wat as 'n bron van hoop is vir die volk. Ek lees van ons die gedeelte. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel vir wie U saam met my stuur. Tog het U gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As U my dan goedgesind is, maak my U wil bekend, sodat ek U kan leer ken, en kan doen wat U verwag. Onthou tog, hierdie nasie is U volk. Toe het die Here gevra, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? Toe het Moses vir hom gesê, as U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en U volk U goedgesindheid geniet as U nie saam met ons gaan nie? Dit is juis deurdat U met ons saamgaan dat ons, ek en U volk, anders is as al die ander volke op die aarde. Die Here het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou vra, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. Toe sê Moses, laat ek tog net U magtige verskyning sien. Maar die Here sê, ek sal al my voortreffelikheid voor jou laat verbykom. En ek sal die naam die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon. En ek ontferm my oor wie ek my wil omferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Die Here het verder gesê, maar hier by my is 'n plek waar jy op die rots kan staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotsskeur sit en jou met my hande toemaak, totdat ek verby is. Dan sal ek my hande wegvat, sodat jy my van agteraf kan sien. Niemand mag my gesig sien nie. Hier in Eksodus 33 kry ons 'n intieme kyk in Moses se verhouding met God. Na die Israeliete se sonde met die goue kalf wat ons vind in Eksodus 32, sê God dat hy nie self saam met die volk sal optrek na die beloofde land toe nie, maar 'n engel sal stuur. Hierdie nuus skok vir Moses. God se aankondiging dat hy nie saam met die volk gaan nie, dit skep spanning. Kan Israel as God se volk voortbestaan sonder sy teenwoordigheid? En Moses se voorbidding en die reaksie daarop is God se absolute genade. Moses tree op as bemiddelaar, 'n rol wat hy herhaaldelik in Eksodus vervul. Sy pleidooi dat God self met Israel moet gaan beklemtoon, half dat God se teenwoordigheid hierdie volk onderskei van die res van die nasies. Die frase wat so mooi uitstaan, ek ken jou by jou naam. Ek ken jou by jou naam. Dit wil amper dui op 'n intieme, persoonlike verhouding tussen God en Moses, wat Moses se vrymoedigheid en gebed net ondersteun, want daar is 'n noue verhouding tussen Moses en God. Moses versoek ook om God se heerlikheid, se kabod te sien. Dit verwys na God se majesteuse en heilige teenwoordigheid, sy heerlikheid verwoord in Afrikaans. God se antwoord dat geen mens mag my aangesig sien nie. Hulle sal dit nie kan oorleef nie. En dan God wat vir Moses in die rotskloof sal sit, en God se hand wat dan simboliseer dat hy beskermend sal optree teenoor Moses en genadig homself aan hom sal openbaar. Hoe mooi is dit nie? Hierdie goedheid wat die Here
uiteindelik dan openbaar aan Moses. Die kern van Eksodus 33 is dan natuurlik dat God se teenwoordigheid die bron van Israel se hoop en Israel se krag is. Sonder God is hulle roeping sinneloos. En dan kom ons agter, God is genadig ten midde van die volk se sonde. Ten spyte van Israel se opstand. Ten spyte daarvan bly God getrou aan sy verbond. Dit beklemtoon net sy genade. Hy is heilig en hy is toeganklik. God is verhewe, maar God kies om genade te betoon en die mens te verduur. Dan natuurlik in ons eie lewe. Veral in tye van onsekerheid en tye van sonde, waar ons doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Betoon God genade aan ons. Ons sien Moses se afhanklikheid van God. En ons kan dit sien as 'n voorbeeld vir ons. Leef ons in die wete dat God se nabyheid vir ons krag en hoop moet gee. Ons moet bid vir 'n dieper ervaring van hierdie noue verhouding tussen God en Moses. Soos wat Moses God vertrou, dat hy die volk sal lei, en Moses self sal lei. Vertrou dat hy hom sal beskerm deur die rotsklowe van die lewe. Vertrou ons God. Luister ons na sy stem. Wat 'n verhouding het ons met God? Het jy of voel jy dalk nou dat God se teenwoordigheid ver is? Gaan jy tans deur 'n moeilike tyd waar jy voel, Here, al hierdie uitdagings het U my alleen gelaat? Waar is U beskermende hand wat vir Moses beskerm het? Mag jy vandag kies om jou hand uit te steek na die Here toe en te sê, Vader, lei my, dra my, ek is swak. Mag jy kies om 'n verhouding te hê met God, soos wat Moses gehad het. Wat hy vir die Here gesê het, moenie ons dan wegstuur nie, as jy nie saamkom nie, Here. Bly hier by my, Here. En mag jy daardie hand van die Here raak sien en beleef in jou lewe. Wat jou laat veilig voel, wat jou krag hernie en wat vir jou hoop gee. God is die begin en die einde, ons Alfa en ons Omega. Amen.